'n Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom vanmôre by ons Sondag-erediens van Uit die Woord digitaal. Ons is vanmôre hier by een rondom die Here se woord op so 'n pragtige dag wat die Here vir ons gegee het. En my bede is dat vanmôre se boodskap vir jou sal bemoedig, sal versterk en sal bekragtig dat jou lewe hom elke dag kan verheerlik. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel en in die besonder ook aan jou wat vanmôre die eerste keer hier by ons is. Ons glo dat jy baie tuis sal wees en dat vandag se boodskap ook vir jou tot seën sal wees. Jy's baie welkom om aan te sluit by ons daaglikse oordeenkings wat ons elke dag uitstuur na duisende mense hier in ons land. Ons het verskillende WhatsApp groepe waarby ons mense by kan inskakel en ons stuur elke dag so oordeenking uit sodat jy jou dag reg kan begin. As jy daarvan wil deel word, is jy baie welkom. Dit is gratis. Stuur vir ons jou besonderhede na hierdie nommer en ons voeg jou by een van ons groepe. Dan wil ons ook vir almal wat nie aan 'n kerk behoort nie, uitnooi om deel te word van Uit die Woord digitaal se digitale kerk. Jy kan jou inligting stuur na hierdie nommer op die skerm en ons sal vir jou laat weet hoe om daarbey betrokke te raak. Dan wil ons vanmôre baie dankie sê vir elkeen se donasie en skenking om ons kanaal in stand te hou en om ook programme soos hierdie moontlik te maak. Maar ons reik ook uit in diens van barmhartigheid en in bejaardesorg. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie vir jou oop hart en hand vir die koninkrykswerk van die Here. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige Sondagmôre is dit my bede dat die Here ons almal sal seën hier rondom sy woord. En kom ons word vanmôre stil voor hom en vra dat hy met ons sal praat deur sy woord en gees. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in u naam vanmôre byeen te kan kom as u kinders. Ons prys u en maak u naam groot, want u is ons God, wat ons baie liefhet, wat ons elkeen persoonlik by die naam ken, in 'n pad saam met ons wil loop. Dankie Here dat ons lewens in u hande is, en dat u deur die Bybel u wil vir ons lewe aan ons kom bekend maak. Wil u vanmôre ons harte open vir u woord en in ons lewens werk op 'n kragtige wyse deur die Heilige Gees, en seën vir ons almal saam hier waar ons vanmôre byeen is om na u woord te luister. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vriende, ons praat vanmôre oor 'n baie belangrike tema vanuit die Here se woord. Ons praat oor ons harte. Die hart is so 'n belangrike deel van jou lewe, nie net jou fisiese hart wat elke dag klop en wat aan jou die lewe gee nie, maar as ons dit in 'n geestelike perspektief gaan sien, is die hart 'n belangrike deel van jou geloofslewe. En ons gaan vanmôre net een vers saam lees uit Spreuke hoofstuk 4. Nou uit die Here se woord gaan ons lees vers 23 en jy kan saam met my lees ook vanmôre na wat die Bybel van ons vra en die Here van ons vra wat ons met ons harte moet doen. Kom ons lees Spreuke 4 vers 23. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ons gaan net tot sover uit die Here se woord lees. Die Spreuke skrywer, Salomo, praat met baie groot wysheid en insig wanneer hy kosbare waarhede met ons deel as moderne Christene. Salomo kom vanmôre in ons teks en sê, wees versigtig wat in jou hart omgaan. Dit is so belangrik dat ek en jy ons harte moet bewaak en beskerm. En ons kan nie toelaat dat enige iets in ons harte inkom
wat onbeheer is, of sommer net wêreldse dinge is, of selfs sonde is nie. Ons moet versigtig wees wat in ons harte omgaan. Die hart is deel van die setel van die geloof. Geloof is kennis, maar ook vertroue wat in die hart moet wees. Vertroue in God, vertroue in sy woord en dat dit die waarheid is en vir my en jou lewe geld. En elke dag wanneer ons dinge in die wêreld hoor en wanneer ons dinge op sosiale media lees en dinge wat mense oorvertel oor mekaar of oor die wêreld, kan ons nie ons ore en ons gedagtes asblikke maak. Met ander woorde, toelaat dat al die vuil dinge van die wêreld in ons lewe onbeheers in ons lewe inkom nie. Jy moet seker maak dat dit wat jy hoor en dit wat jy sien en dit wat jy dink, dat dit nie sommer net in jou lewe 'n oop deur kry, sodat dit ook jou hart beïnvloed en jy op 'n verkeerde pad gaan beland nie. Ons moet ons harte bewaak en bewaar en beskerm teen sonde, teen vuilheid van die wêreld, teen slegte mense, teen verkeerde gedagtes, want die hart is die setel van die geloof. As ons harte se deure maar net oopmaak vir enige vuil dinge van hierdie wêreld, gaan dit ons harte besoedel, gaan dit ons denke beïnvloed en kan ek en jy so maklik op die verkeerde pad in hierdie wêreld beland. Die Spreker-skrywer sê, ons moet versigtig wees wat in ons harte omgaan, want dit bepaal ons hele lewe. As jy heeltyd met sonde te doen het en dit in jou hart innooi en jou hart se deure daarvoor oopmaak en jy wil heeltyd omgaan met sondige mense wat verkeerde dinge doen, dan gaan dit ook jou lewe bepaal en jou lewenstree beïnvloed en gaan jy op die verkeerde pad beland waarop die Here jou nie wil hê nie. Maar wanneer ek en jy ons harte bewaak en ons harte gaan voed met dinge vanuit die woord van die Here, met God se denke, met God se geïnspireerde woord, met die waarheid vanuit die Bybel, met alles wat mooi en goed en skoon en reg en waar is, dan is ons besig om ons harte te voed met God se wil en met dit wat die Here graag wil hê in ons lewe. En wanneer ons harte so met die regte dinge gaan voed, stimuleer dit geloofsgroei, stimuleer dit vrug dra vir die Here en kan ek en jy die regte pad kies met die regte leiding van die Heilige Gees. Ons hart is 'n belangrike deel van ons geloofslewe. Natuurlik gaan die hart ook oor emosies. In my hart voel ek dinge, ek beleef dinge, ek is lief vir die Here, ek is lief vir my naaste. Maar wanneer ek my hart op 'n verkeerde wyse gebruik en verkeerde emosies en verkeerde dinge in my hart toelaat, gaan dit my lewenspad beïnvloed en gaan ek nie op die regte lewensrigting loop waarop die Here wil hê ek moet wees nie. En daarom wil ek vanmôre vir jou vra, my liewe broeder en suster, dat jy vanmôre jou hart en jou lewe en jou denke gaan ondersoek. Is jy besig om te doen wat die Here van jou vra in sy woord? En onthou, die Bybel leer vir ons, 'n boom word aan sy vrugte geken. Ek kan nie bely dat Jesus my Here is, maar in my hart gaan koester ek sonde en verkeerde dinge van die wêreld nie. Ek en jy moet dit wat in ons harte is, gaan uitleef deur dit wat ons sê en deur dit wat ons doen en deur dit wat ons elke dag gaan uitlewe. Mense moet in jou lewenswandel Jesus Christus kan sien. En dit moet nie net in jou woorde sigbaar wees nie, maar ook in jou doen en late en jou hart moet oorloop van dankbaarheid en van liefde en alles wat mooi is en goed is en welbehaaglik is vir die Here, sodat ek en jy die regte lewenspad kan kies en daarvolgens kan lewe met die leiding van die Heilige Gees. Daarom moet ek en jy vanmôre Salomo se woorde ons eie gaan maak.
bewaak jou hart. Bewaar jou hart. Moet dit nie sommer net oopgooi vir enige ideologie, vreemde idees en vreemde doen en late en denke van vreemde mense nie. Maar oordink dit, bid daaroor. Bewaar jou hart, beskerm dit. Want die duiwel is daarop uit om jou hart in 'n verkeerde rigting te stuur, sodat jou lewe besoedel kan word en jy uiteindelik op die verkeerde pad gaan beland. Kinders van die Here moet waaksaam wees. Waak en bid dat julle nie in versoeking kom nie, het Jesus vir sy disippels gesê daar in die tuin van Getsemane. Ek en jy moet op ons knieë bly en ons moet vir die Here vra, Here, gee ons krag, gee ons wysheid en insig, sodat ons die regte keuses kan maak, die regte dinge kan doen en ons harte kan bewaar en dat ons harte tot eer van die Here kan wees en dat dit nie deur wêreldse dinge van mense besoedel gaan word nie. Alles in ons lewe, my hart, my denke, my doen en late, moet tot eer van die Here wees en moet aan die Here opgedra wees en moet aan die Here toegewy wees. En daarom wil ek jou vanmôre uitnooi, my liewe broeder en suster, dat jy vanmôre stil word voor die Here. En as jy weet jy bewaar nog nie jou hart nie, jy bewaak dit nog nie soos wat dit moet wees nie, vra krag by God. Vra sy Heilige Gees om besit te neem van jou lewe en om jou in die regte rigting te stuur en om jou te lei en te bekragtig, sodat God se naam verheerlik kan word, maar dat jy 'n eerlike en opregte geloof kan uitlewe tot God se eer. Dit help niks ons sê ons glo in Jesus en ons sê dit met die mond, maar ek bewaak sonde hier binne in my hart en vertroetel sonde hier wat my lewe gaan afbreek nie. My hart en my denke moet in lyn gebring word met die Here se woord en uiteindelik gaan dit oor die eer van God en moet ek en jy in 'n regte verhouding met die Here staan. Wees versigtig wat jy in jou hart toelaat, wat jy in jou hart bedink en maak seker dat jy jou hart voed met God se woord en met die Heilige Gees wat 'n verskil in jou lewe kan maak. Ek bid vir jou dat die Here jou vanmôre die nodige insig en wysheid en leiding sal gee oor jou eie lewe en dat jy sal gaan doen wat God se woord van jou vra. As jou hart reg is, in ooreenstemming met God se woord, sal dit jou lewe bepaal en sal jou lewe God verheerlik elke dag en kan jy tot sy eer lewe. Kom ons neem hierdie boodskap vandag, ons maak dit ons eie, ons glo daarin en ons gaan pas dit toe tot eer van die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre vanuit Spreuke hoofstuk 4 hierdie wonderlike woorde kon hoor en kon oordink en kon luister wat U wil vir ons lewe is. Help ons, Here, om ons harte te bewaak en dat dit vir U tot eer sal wees. Vergewe al ons sondes en was ons skoon in Jesus se bloed. Werk in ons harte deur die Heilige Gees om meer toegewy te lewe vir U tot eer en om vrug te dra wat by ons geloofslewe pas. Wil U vir ons omvou met U liefde en genade en dui vir ons die regte rigting aan in ons lewenspad. In Jesus Christus se naam vra ons dit vanmôre uit dankbaarheid. Amen. Vriende, dit was baie lekker om vanmôre saam met jou rondom die Here se woord te wees. Mag die Here vir jou seën en as die Here wil sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.